Goeiedag, ons is by sessie 61 en dan by Sondag 35. En ons is by die 10 gebooie. Ons is by die tweede gebod en die vraag is dan, wat eis God in die tweede gebod? En die antwoord is, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. En dan kom die volgende vraag, mag ons dan glad nie beelde maak nie? En die antwoord is, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dit dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en om daardeur te dien. En dan die volgende vraag, mag ons beelde as boeke van die leuke in die kerkgebou toelaat? Jy moet daar ene verduidelik skalk, boeke van die leuke in die kerkgebou toelaat. Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stombeelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Ja, kyk, die boeke van die leuke, jy het in die vorige sessie het jy verwys na die Rooms-Katholieke kerk se gebruike wat die heeltyd tog maar oor die katekismes se skouer loer. En die Rooms-Katholieke het hierdie ikone en prente en die beelde in die kerk het hulle gesê is die boeke van die leuke. Dit was in die tyd wat mense nie kon lees nie. Mense kon nie altyd die Bybel lees nie, hulle het nie mooi geweet hoe lees 'n mens nie. En die prente moet hulle help om om te verstaan. Dit is 'n mooi gedagte. Ja. maar het nie gewerk nie, of? Ja, jy sien, jou risiko is, ek het nogal 'n vermoede dat dit so effens 'n oorreaksie was. Ja. Want ek wil nou ons kan klomp vrae vra, ons sien tog prentjies van Jesus. Die kinders het kinderbybels en ons is nou weer terug in 'n fase wat ons weer 'n bietjie amper weer terug is na 'n spiritualiteit wat 'n bietjie iets te doen het met die mystieke. Ja. Maar dis 'n ander konteks. Dis nie dat mense vandag weer verstaan, hulle plaas hulle vertroue in 'n ikoon of 'n prent nie. Daai tyd was dit anders. Ja. Ja, jou risiko is, kyk, kom ons praat gou oor beelde. Kom ons gaan terug daarna toe, dan kan ons verder daaroor praat. Die Ou Testamentiese mens kon God manipuleer deur beelde. Kyk, as jy nou iewers heen op reis is en jy wil seker wees dat die liewe Here gaan saam met jou, né? Dan vat jy die beeld saam, want hy moet saam met jou gaan. En as jy hom op sy plek wil sit, stof jy hom nie af nie. Jy weet so, dit is jy het 'n soort van as jy 'n beeldjie gehad het, ek onthou byvoorbeeld, is Rachel wat op die huisgode gaan sit het, toe sy het hulle gesteel by haar pa, en toe sy en Jakob nou vlug, en die pa kom agterna en sê, waar is my huisgode? Toe sit Rachel op hulle. Maar verduidelik vir die huisgode, want toe ek in Israel opgegrawe het, het ons baie huisgode gekry. Is dit? Ja, verskriklik baie van die goedjies. Dit is nogal baie oulik. Ek dink, miskien gaan mense ook luister en sê, ja, ons het ook huisgode. Maar dis toch 'n belangrike konsep, want is iets wat mense gehad het, wat by hulle in die huis was. Ja, is tasbaar. Wat tasbaar is, ja. Wat jy half kan sê, wel, dit reën nie nou nie, maar kom ek bid vir die huisgod, en ek sit my vertroue op die huisgod, om dit beter gaan, Jy sien, dit is die ding wat God wil verhoed. God wil vir ons sê, hy is die ewig vrye God, wat self kan besluit, en wat nie, en wat alomteenwoordig is. Ons kan hom nie manipuleer nie. Kan hom nie laat verskyn, verdwyn. Ons kan hom nie manipuleer nie. Ons kan bid en vra dat hy saam met ons hierdie vakansie op die pad gaan wees. Bewaar ons en beskerm ons. En dan vertrou ons hom. En ons plaas nie ons vertroue in enigiets anders nie, maar die gesnede beelde was 'n soort van 'n manier om 'n houvas op die godheid te kry.
Hoe dink jy gebeur dit vandag in ons moderne konteks? Met ons wat gelowig is. Ons is gelowig. So hierdie mense was gelowig en om vir hulle te help het hulle beeltjies in die huis gehad of huisgode gehad. En dit het hulle gehelp om nie bang te wees nie en beheer te kry van die lewe. Okay, nou lees ons hierdie goed. Ons het nie meer beeltjies nie. Maar hoe vertaal ons hierdie ding om in ons tyd? Kyk, ek dink, Marius, een van die voorbeelde wat nou sommer dadelik in my kop spring, help ons ook om die res van die betekenis te snap. Kom ons begin eers by die res van die, dan gee ek vir jou 'n voorbeeld. Die res van die betekenis is dat ons denkbeelde vorm. Ons maak nie beelde van hout en klip en klei nie, maar ons het denkbeelde. Ons maak 'n prentjie van God en van Christus in ons kop en van sekere idees oor God en Christus maak ons in ons kop. En hierdie denkbeelde word maklik soos gesnede beelde, want ons het hulle uitgekerf. So God reageer op grond van dit. Ja. So nou, maar dit kan nie, dis nie 'n bygeloof nie, want 'n bygeloof is om deur 'n leer te stap. Nee, as iemand daarop is, in ons kop. Maar dit kan 'n bygeloof wees. Dit word 'n bygeloof, want ek korrigeer, onthou nou die Bybel, die Bybel wil voortdurend die prentjie wat ek van God in my kop het korrigeer. Dis wat Jesus kom doen het. Die mense van sy tyd het 'n prentjie van God, hulle het 'n afbeelding van God in hulle gedagtes gebeere, hoe God is. En Jesus kom en Jesus sê, ek is die beeld van God. Hy sê vir Filippus, as Filippus sê, toon ons die Vader. En dan sê Jesus vir hom, Filippus, ek is so lank al by julle, en ken jy my nie? Hy wat my gesien het die Vader gesien, want ek en die Vader is een. Jesus is nooit anders as die Vader nie, hy is die volmaakte beeld van God. Jy help my nou daar, ek van nie rede, maar met ander woorde, ek dink baie mense struikel met die ding om te sê, die God van die Ou Testament is hierdie wrede God, jy het hierdie oorlogsgod wat oorlog maak, wat hy doen wel by promp, hy sê gaan en gaan. En wat jy nou sê is net weer die beeld wat Christus ons van daai God gee, is 'n ander beeld as die oorlog wat ons in gedagte het. Dis dieselfde God, maar dis 'n God wat 'n groter doel gehad het. Maar in Christus kry ons daai perspektief, wat glad nie enige iets met daai gedagtes wat ons het, om te kan sê, maar jy weet, God doen wat reg is en daarom vermoor hy mense en hy gaan van die... Maar Jesus doen dit nie. Dis nie twee gode nie. Dit is dieselfde God, maar net... Jesus is Johannes 1 vers 14, 18. Niemand het God ooit gesien nie, maar die enigste Seun, self God, het hom aan ons kom openbaar, hom aan ons kom uitlê. Het was die volmaakte beeld van God op aarde. Hoe is God? Kyk na Jesus, dan weet jy presies. Hy is die finale woord wat God oor homself uitgespreek het. Daarom noem Jakobus hom ook die woord. Hy is die absolute, totaal en al finale woord oor wie God is. Kyk na Jesus. Maar amper iets van neem op jou kruis, kruisig jou perspektief en volg my. Ja. So hy is die finale beeld van wie God is, maar nou maak mense van Jesus ook weer 'n denkbeeld. So hulle denk, nou kry jy, want jy het net nou gevra na 'n goeie voorbeeld in ons tyd. Nou ry ek agter 'n kar en daarop staan, hierdie kar word beskerm deur die bloed van Jesus. Ek bedoel, nou word die bloed van Jesus
wat ek afgebid het oor my kar, ek hoor dit ook by mense, ek het die bloed van Jesus oor my kar afgebid, ek het die bloed van, jy weet, nou word dit 'n towermiddel, om my kar te laat werk. om my kar te laat werk, en my kar te beskerm, dat ander ouens nie hulle deure, dat hulle nie gate in my... En nou is ons baie naby by die afgodsbeeldjies. Dis 'n afgodsbeeld. Baie jare terug het mense dit in hulle huise gehad, om hulle van onheil te Ja, dan word ons weer dan kom ons weer by 'n afgodsbeeld. Wat beteken die bloed van Jesus? Dit beteken hy's dood. Jesus het gesterwe om koning van die aarde te wees. Jesus het gesterwe. So jy moet nie sy bloed goedkoop gebruik Ja, sy bloed is... vir goedjies wat jy wil gedoen kry. Ja, o genade tog. Jy weet, en dit ontstig my. En dis 'n goeie voorbeeld, want dis 'n geuite term, né? Dit word 'n geuite term. Wat wil jy eintlik hê? Wat wil jy hê? Op wie plaas jy jou vertroue? Jy plaas jou vertroue op die Here God, wat as mens hier op aarde kom verskyn het, as die Seun van God, as die Here Jesus Christus. Jy plaas nie jou vertroue op sy bloed, of op hierdie kleed wat oor hom gegooi is toe hy dood is, die kleed van Turyn, of wat ook al nie. Jy plaas jou vertroue net in die lewendige Here, wat self kan besluit, wat vry wil wees om ons te help, wat vry wil wees om ons te dra, wat in liefde vir ons wil sorg. En daarom het ons, Marius, is die boeke van die leuke dooie goed. Want 'n boek van 'n leek is nou hierdie beeld van Maria, onder andere, met Jesus wat nou gesterf het, die Pieta, wat 'n ongelooflike mooi standbeeld is. Maar hy kan nie my geloof korrigeer nie. Hy kan nie my valse beeld van God korrigeer nie. So bietjie, want hy herinner my daaraan dat Jesus gesterf het, maar nie regtig nie. Die prediking kan. As jy op die kansel staan en jy sê, maar ons is geneig om na die uiterlike van mense te kyk, en jy maak die passiebeeld toe op Saul, en op, soos wat jy nou die dag gedoen het, en op die groot sterk broers van Dawid, maar God se keuse is anders. Daardie prediking kan mense se geloof, kan nuwe beeldjies, 'n nuwe denkbeeld van God in jou gedagtes vorm, en dit moet oor en oor moet dit ons gedagtes... En hier is die gevaarlik, en so moenie iets godsdienstig vat om jou eie perspektiewe of idees te herbevestig nie, of te versterk nie. So, dit doen ons baie keer. Ons word bedreig en ons is bang deur ander goed, en dan wat jy moet doen is, jy moet dit herbevestig. En al wat ons doen, dan verafgod ons God. Skalk, ons teologie, ons denke oor God, jy het dit mooi gesê, is altyd besig om te verander. God vernuwe ons gedagtes, perspektiewe, idees. Ons kan nie ons het nou 'n teologie, maar ons kan dit nie vasvang nie. Ons kan nie die essensie van, maar wat ons kan doen is, ons kan hom volg, ons kan hom lief hê en ons kan hom vertrou. En dan kry ons die inhoud van dit. Dis 'n ander tipe Christendom, nee, jy kry amper twee tipes Christendom. Die een wat dit kan doen, maar die ander een wat tog totaal anders is. Wat met soort van afgodsbeelde... Ja, en hulle sal sê, ons is die afgode, nie, daar is die afgode, maar ek dink hy vang ons almal. Want die vraag mooi wat jy gevra het in die vorige sessie, waarvoor is jy bang en waarop vertrou jy? Want waarop jy bang is, waarvoor jy bang is, ontbloot 'n klomp goed, en waarop jy vertrou is, eintlik jy vertrou die goed wat jy graag wil hê. Ja, en dis 'n ander ding as om jouself in die hande van die Here te gee. En te sê, iemand kan vir jou sê, die Here sal nooit so en so iets, jy weet, dit is, en dan sê ek wel, ek weet dat
God in absolute vryheid lewe. Maar wat hy doen, is goed gedoen. Ja. Wat hy doen, is die regte. So as hierdie ding in my lewe gebeur, en ek het die hele tyd gedink, die Here sal nooit toelaat dat hierdie ding gebeur nie, dan besef ek net, ek het dalk 'n verkeerde prentjie van die Here in my gedagtes. En ek is weer terug, ons eindig waar ons begin het en sê, hierdie is weer die 10 goed, dis die reis, dis 'n lang reis. Ja. Die gedagte van die reis is, onthou, God kom onvoorwaardelik in jou toe. Dis nie 'n voorwaarde nie. En weer eens, hier kom dit nou weer, want ons kan baie maklik aan die praat raak en vergeet, hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte gelei het. Ek sal by jou wees. Ja. En dan kom leef so, maak dit vir jou makliker. Maak dit vir ander mense makliker, vertrou my. Ja. Goed, so die besprekingsvraag, ons maak nie meer beelde van klip of klei nie, maar ons vorm denkbeelde van God. Hoe kan ons seker maak dat die prentjie van God in ons gedagtes deur die Bybel gevorm word, en nie deur die algemene tradisie, of deur die tradisie of algemeen aanvaarde idees nie? Dit is 'n mooi ene. En dan, vir volgende week, ontstel dit jou ook dat die naam van God en die naam van ons Here Jesus Christus so misbruik word. So ons gaan 'n volgende keer daaroor praat, en dis 'n lekker een om oor te praat. So tot volgende keer.